Is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend is Ruben Fourie, hy's 'n BSc Honeurs student in landbou-ekonomie by die Universiteit van Pretoria. Ruben, goeiemôre en welkom. Baie dankie Dopie, goeiemôre. So, ons gesels 'n bietjie oor die prys wat jy gewen het by die Agbiz Student Case Competition. Kan jy dalk net vir ons 'n bietjie agtergrond gee wat presies was hierdie kompetisie? Ja, so dis 'n wonderlike geleentheid vir studente om bietjie meer blootstelling in die bedryf te kry. So kortliks opgesom, daar was 6 universiteite gewees, 6 van die grootste landbou-universiteite van Suid-Afrika. En toe was elke student geborg. Ons was baie dankbaar daarvoor, waarvan my borg Corteva was. Ek dink ons is meer dankbaar daarvoor waarvan hulle dink. Toe was elke student afgevlieg. Ons was 3 van Tuks, 2 meesters en dan ek honneurs, waar ons afgevlieg was. En toe was ons bietjie daarso in PE saam met al die ander studente net bietjie mekaar leer ken die aand. Jy weet, by die stel die studente van wat se wyn hulle drink en dan by die poststudente hoor ons kuier eintlik nie soos wat ons moet nie. En toe leer ons mekaar net bietjie leer ken en almal het gewonder waaroor gaan hierdie kompetisie nou wees, gaan dit die FMD wees, gaan dit koring wees en jy weet wat ook al. Toe die volgende oggend was ons in groepe ingedeel waar jy nie in dieselfde groep as een van jou universiteitlede was nie. So ek was saam met iemand van Stellies, Vrystaat en Potch gewees, waar ons in 'n groep was. En toe vind ons uit dis oor die koringware ketting van 'n swartlandboer daarso onder. En toe moes ons nou 'n bietjie dink en jy weet, watse oplossings kan ons mee vorendag kom? Ons weet die bedryf sukkel al vir jare met 'n probleem en ons het nou net 'n paar ure gehad om 'n oplossing op te kom. So ons het bietjie ingegaan in Safex ingegaan, MRP, multi-reference point en ook ek het vir al die invoere gedoen van al die koring invoere omdat ons verskriklik baie invoer, amper 50%. So ja, toe kom ons vorendag met 'n klomp oplossings en toe het ons dit vir 'n paneel van beoordelaars en mense van die bedryf gewys. En daarop was ons beoordeel en ja, toe kom ek weg met die beste spanspelerprys. Fantasties. So, was dit 'n geval waar hulle vir julle 'n gevalle studie gegee, verduidelik hoe dinge op die oomblik werk oor hierdie swartlandboer en julle het nou individueel julle sterkpunte gebring om 'n oplossing te kry? Yes, definitief net so. Ons het 'n gevalle studie gekry van Dr. Melissa van der Merwe, uitstekende professor. En ja, toe het ons hierdie gevalle studie gewerk die eerste 30 minute. En toe gaan elkeen net op sy sterkpunte. Vrystaat het bietjie Safex gedoen en dan Stellies het bietjie meer in diepte ingegaan en ek het die invoer ketting gedoen en ja, dit was verskriklik interessant om met almal te gesels, veral Dr. Shaal van der Merwe, verskriklike baie insig gekry in die bedryf wat jy nie altyd in die klaskamer kry nie. So, jy het nou genoem dat julle is nou gevra om uitdagings, spesifiek julle het in die koringwaardeketting, daai uitdagings met 'n oplossing vorendag te kom. Maar wat was die grootste uitdaging waarmee julle gesukkel het met hierdie spesifieke gevalle studie? Die grootste uitdaging was om ons klaskamerkennis oor te skakel na actual oplossing van die waardeketting, want ons handel baie altyd oor teorie en hoe jy iets moet doen, maar wanneer jy met die mense in die bedryf actually gaan praat, verstaan jy, dis altyd baie meer kompleks as wat jy dink. Daar's baie spelers in die bedryf, daar's baie bewegende stukke en dis nie altyd maklik om te sê, jy weet, A, B, C moet verander word sodat die bedryf kan verbeter nie. So ek dink om jou kop skuif te maak rondom verskillende dele in die puzzlestuk te bou, was die moeilikste om te sien. Dit gaan nie net oor 'n multi-reference point of die invoere nie of die tariewe of als kombinasie maak dit baie moeilik om die bedryf te bestuur. Ek neem maar dit is ook 'n moeilike situasie want julle sit daar en alles is in teorie, maar of dit prakties doenbaar is seker ook die volgende vraag wat julle het. Ja, dis baie maklik om te sê jy moet die tarief so en so verander, maar daar gaan baie goed agter in dit en toe ons ook gesels het met die mense, want ek het ook baie lekker gesels met die Chamber of Milling daarso en daar's baie goed agter dit as jy 'n besluit wil neem. Dis nie baie maklik om net te sê, hoor jy, vandag stop ons invoere en ons gaan die bedryf oplig. Jy weet, daar's baie stukkies wat in die bedryf rondspeel. So Ruben, wat het julle toe nou uiteindelik geïdentifiseer as van die belangrikste probleme binne Suid-Afrika se koringwaardeketting? Ek moet sê wat vir my
baie belangrik vir my was en wat vir my ook baie interessant was hoe Suid-Afrika die invoere beheer. So ons het baie met SAGL en ook in SAGE se webtuiste rondgekrap en gesien ons voer verskriklik baie in en ook na die verskillende pryse gekyk en ek dink dit was baie interessant en dan ook wat die student van Stellies gedoen het was die tariewe wat vir my ook baie interessant was wat ek dink ook 'n groot rol speel. So, jy het spesifiek vir spanwerk en leierskap erkenning gekry, maar wat dink jy is belangriker in 'n kompetisie soos hierdie, om die slimste persoon in die groep te wees of om te weet hoe om as 'n span saam te werk, want dis tog wat ons Suid-Afrikaanse boere doen aan die einde van die dag. Nee, definitief ek dink as om 'n span te werk, jy kan nie enigiets alleen aanpak nie. Jy kort verskillende spelers in die bedryf en soos wat ek gesien het, ek was ook nou 'n bietjie by Agbus die vakansie, jy kort hulle praat elke dag met iemand anders, Graan SA, Afma, jy kort verskillende spelers in die bedryf om actually 'n verskil te kan maak. Jy kan nie dit alleen doen nie. Dink jy dit is die toekoms van Suid-Afrikaanse boerdery dat meer van hierdie organisasies saam staan en kennis deel om seker te maak ons landbou gaan vooruit? Definitief, jy kan nie dit alleen doen nie. Ek dink so as almal saam staan wat ek dink die bedryf, my ervaring wat hulle definitief doen veral by die kongres hierdie jaar van Agbus, mense trek saam en hulle wil 'n verskil saam maak. Ruben, ons gaan nou verder met jou gesels. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Ruben Fourie, hy's 'n BSc honeursstudent by die Universiteit van Pretoria en ons gesels oor 'n toekenning wat hy gewen het onlangs by die Agbus Student Case Competition. Nou is tyd vir jou Groot Plaas kalender. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Ruben Fourie, hy's 'n BSc honeursstudent in landbouekonomie by die Universiteit van Pretoria. Ons gesels oor sy onlangse prys wat hy gewen het by die Agbus Student Case Competition. Ruben, so hoe verskil die werklikheid van landbouekonomie wanneer jy dit in praktyk nou moet toepas van wat jy nou in die klaskamer geleer het? Ja, ek dink die grootste ding was vir my, jy gesels met baie mense oor baie dinge. Die kennis kry nie altyd op Google of wat ook al nie. Jy moet met die mense wat actually betrokke is met dit en die boere wat sukkel met hulle gaan praat om te verstaan waarmee sukkel hulle, want sulke goed sien jy nie altyd op die internet of Google Scholar of wat ook al nie. So ek dink die interaksie en die koneksie met mense is vir my die grootste verskil om actually met hulle te gaan gesels. So jy het nou spesifiek gefokus op die pryse wat verbruikers op winkelrakke betaal en hoe dit hulle beïnvloed. Hoekom daal kospryse nie noodwendig so vinnig wanneer jy weet graan en mielie en ander pryse daal nie? Ja, dis baie interessant. My honeursprojek gaan nou oor die mieliepryse wat baie as die Safex-prys opgaan, dat dit nie altyd reflekteer op die rakke dat dit so vinnig opgaan nie of so stadig afgaan wanneer dit afkom en dat daar ook bietjie van 'n lag tydperk is tussen wanneer dit op of af gaan. Dit gaan maar oor die prys moet deursif deur al die rolspelers in die waardeketting van die wat verskaf tot die in die winkel. So dit gaan maar oor die proses wat baie stadig gaan om op of af te gaan. So dit gaan maar net oor daai sif wat baie lank om deur te kom na die produsente toe. So julle volgende generasie landbouekonome hopelik gaan al hierdie goeders
sien voordat enigiemand anders dit sien en kan regstel. Nou die vraag is, waar is daai tekortkoming op die oomblik volgens jou in hierdie waardeketting of in hierdie proses en waar kan ons dit verbeter? Ja, vir landbouekonome wat jonk is, ek dink is 'n baie opwindende tydperk. Ek het so baie beleef hierdie jaar wat ek dink elke student moet beleef. Ek dink dit was verskriklik lekker geweest. Maar ek dink die grootste ding is ons regulasies in die land om net beter te kan verstaan wat eintlik nodig is met die invoere, met die tariewe. Ek dink daar's 'n groot gaping tussen die privaat sektor en die mense in die parlement wat die actual regulasies deursit. Soos nou vandag, ek weet Graan SA gaan 'n petisie gaan gee vir die JSC wat die sojabone se multi-reference point omgekeer het. So ek dink daar's maar net nog bietjie tussen die privaat praktyke soos kom ons sê nou Agbiz en Graan SA en die actual mense wat dit implementeer, is daar net nog bietjie 'n gaping van kommunikasie wat die beste gaan wees vir Suid-Afrika in algeheel. So as 'n jong landbou-ekonom, jy het nou so verwys na die regulasies. Dink jy die regulasies is bietjie ouderwets, dit is tyd vir 'n bietjie vernuwing om te kyk of ons nie dinge 'n bietjie net kan opknap nie? Ja, ek dink definitief daar's 'n tyd en plek vir alles. Ek dink as die privaat sektor duidelik kan wys, dit is wat hulle kort en wat nodig is, wat ek dink hulle doen op hierdie stadium. Ek dink daar's net daai tekortkoming van daai wat moet oorspoel na die parlement toe of wie ook al daai besluit in ag moet neem. Nou, Ruben, jy's onder die top 15% van studente in jou klas en ook erkenning van die Golden Key ontvang. Wat dryf jou om so sterk op 'n akademiese gebied te presteer in 'n landbousektor? Ek dink die sektor is net vir my verskriklik opwindend. Ek geniet dit elke dag om meer navorsing te doen en meer innoverend te wees. Ek dink hier vanjaar se kongres tema was collaboration. Ek dink collaboration en innovation gaan die bedryf vorentoe stoot en ek dink dis wat elke student in ag moet neem is, jy moenie net wag vir jou professor om vir jou 'n taak te gee of vir jou sê jy moet hierdie doen nie. Gaan kyk wat gaan aan in die bedryf, kyk waar jy kan help, kyk wat jy kan bou, waarmee jy kan saamstem, waarmee jy nie saamstem nie, jou opinie lig. Ek dink vir studente om net self innoverend te wees en net daai ekstra myl te gaan waar ander studente nie altyd lus is nie, dan gaan jy definitief 'n verskil maak en ook vir jouself 'n footprint maak in die bedryf. Ruben, wel baie dankie dat jy saam met ons kom kuier het vanoggend en natuurlik beste spanspeler. Ons sien uit om te sien hoe jy saam met ouens soos minister Willie Oukamp en so saam speel een van die dae en ons vriende by Agbiz, so ons waardeer dit. Dis ons gas op Groot Plaas vandag, Ruben Fourie, hy's 'n BSc Honeurs student in landbouekonomie by die Universiteit van Pretoria. Dis alwaarvoor ons tyd het op Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môreoggend saam.